Shalom. Kom ons sit weer saam in mekaar se stilte. Vandag wil ek dat ons op 'n kontemplatiewe reis gaan. Ons godsverhale is dalk saamgestel uit wat ons ervaring teekom in die skrif, sekere tradisies in die kerk, Christelike tradisies, dan ook beredenering en reflektering, waar ons selfs filosofies en sielkundig stemme innooi om ons godsverhaal dalk ook te verryk. En dan ervaring. Hierdie stilwordpraktyke, die kontemplatiewe praktyke, is deel van ons ervaring, ontmoeting met God, waar ons ook fisies bewus word van dit wat ons soms in taal probeer verwoord, maar dalk 'n ervaring het van dat dit tekortskiet, dat taal tekortskiet. En dalk in stil word, het ons 'n ervaring wat verby woorde strek. 'n Ervaring van misterie, van die mistieke. Ook dalk wat hulle in Engels noem awe, wat heilige verwondering en ontzag dalk mag wees. Kom ons sit dan en ons raak net eers weer bewus van hier waar ons nou is. Ons stil sit, dalk lê jy in die bed, maar word bewus van fisies hier wees. Laat toe dat jou omgewing, die stoel waar jy sit, die lesenaar voor jou, jou bed, die mure rondom jou, die tuinbankie, voëls in die agtergrond, 'n tuin, selfs geraas, verkeergeraas. Laat toe dat dit vir jou verskillende teksture van rykheid en ervaring meebring. En jy verweef daarin, begrond. Laat toe dat elke asemteug jou deelname aan genade wees. Laat toe dat elke asemteug wat asem word in jou bors, daardie warmte wat jy daar ervaar, laat toe dat dit 'n herinnering van liefde wees. En so verstaan ons miskien iets van die inhoud van genade en liefde. Laat ook toe dat wanneer jy uitasem, dit by jou 'n belewenis bring van ek mag maar laat gaan. Ek kan laat gaan. Daar is ligtheid daarin. Jesus se woorde van sy juk wat lig is, wat ons roep om by hom te kom rus vind. En so laat alreeds net ons asemhaling ons verwonderd staan oor sekere goddelike ervarings, genade, liefde, leegmaak, oorgee, laat gaan. En dalk met elke uitasem, wanneer ons dit wat swaar is, kom neersit, word ons ook herinner aan God se verlossende genade, soos ons dit in Jesus leer ken het.
al gaande deur ons asemhaling, ons reis daarmee, raak ons gesentreer in die liefde van God en voel jy dit dalk selfs in jou kern. As jy so diep asemhaal, gaan jy dalk 'n veilige gevoel in die kern van jou liggaam ervaar. En vind jy daar ook skuiling, veiligheid. En so reis ons verder en ons raak bewus van ons voete op die grond, wat altyd ons herinner aan geworteld wees, gegrondves wees. Gewortel in die liefde van God, delend in die liefde van God, saam met elkeen wat saam met jou hierna luister, in jou gemeenskap, in jou geloofsgemeenskap. Word ons bewus van wortels wat uitstrek, wat aanraak, wat regop hou, soos bome in 'n woud. En vind ons ook rus in ons een wees in die liefde van God, een wees met mekaar. Rus ook hierin. En as ons so reis in stilte deur ons liggaam en geloofswaarhede vir ons fisiese ervarings word, weet ook dat jou liggaam 'n notaboek raak, waarin hierdie waarhede neergeskryf word en wat jy dan deur hierdie dag kan dra. Ek lees graag ook net vandag 'n nuwe verbeelding van Psalm 139 in 'n postmoderne idioom. U het my geweef in die skoot, nie soos 'n fabriek nie, maar soos 'n gedig, fyn gestik in vlees en verwysing. U het my gemaak en geheim in my selle gelos, goddelikheid in my vingerafdrukke. Hoe sou 'n mens so 'n wonder vas kon hou, sonder om dit te breek? Hoe leef 'n mens so 'n waarheid, sonder om dit uit te voer? U het my geweef in die skoot, nie soos 'n fabriek nie, maar soos 'n gedig, fyn gestik in vlees en verwysing. U het my gemaak en geheim in my selle gelos, goddelikheid in my vingerafdrukke. Kom ons sit nou vir 'n volgende minuut of wat, net stil in hierdie verwondering, stil saam, reisgenote op 'n kontemplatiewe reis deur liggaam en stilte. Kom ons sit nou so in mekaar se stilte.
Val weer diep asem. En laat toe dat hierdie rustigheid, hierdie rus in jou vestig, in jou liggaam, God se gedig in jou liggaam geskryf. Shalom.